Dames en heren, welkom by die Dink ons Sink Universiteit debatsfinaal tussen Studentenplein en die NWI. Dit is vir ons 'n groot voorreg om julle hier te hê. Ons onderwerp of mosie vir die huis vandag is: hierdie huis glo dat die Britse Ryk meer goed as sleg vir die wêreld gedoen het. En ek nooi graag die eerste minister om vir ons hierdie debat te open. Madam Speaker, lede van die huis, dames en here. Die Britse Ryk se impak op die wêreld laat my so bietjie dink aan die polio-slukstof tydens die begin van die 20ste eeu. Hierdie slijmerige swart enstof was beslis nie iets lekkers om te drink nie en was in terme van smaak beslis nie 'n aanwinst vir kinders as dit eet nie. Maar ten spyte van die slegte smaak, lede van die huis, het dit duisende kinders se lewens gered en is die voordele daarvan baie meer as die nadele. Ons gee daarom vandag as regering toe in vandag se debat dat die Britse Ryk ook beslis sy slegte gedoentes gehad het, maar die goed wat dit vir die wêreld gedoen het, is soveel meer. Organisatories gaan ek voor deur die kernbegrippe van die mosie vir die huis te interpreteer, waarna ek sal antisipeer wat die oppositie gaan sê, dan ontspan as die regering sy eerste hoofargument sal lewer en dan my toespraak sal afsluit. Ernst sal dan as die adjunk eerste minister ontspan se tweede hoofargument lewer, wat lei dat die Britse Ryk 'n massiewe impak op die wêreld se ontdekkings en ook infrastruktuur gehad het, en Milda as die lid van die regering sal dan op ons derde hoofargument fokus, wat fokus op die Britse Ryk as gelykmaker van slawerny en ook hulle massiewe impak op die oorwinnings van beide wêreldoorloë. Adrian as ons hoofsweep sal dan die debat van ons kant af ten minste opsom, saamvat en afsluit. Wanneer ons kyk na die interpretasie, kyk ons eers na die kernbegrip Britse Ryk. Volgens Britannica.com verwys die Britse Ryk na die wêreldwye stelsel van afhanklikhede wat kolonies, protektorate en ander gebiede insluit, wat oor 'n bestek van ongeveer 3 eeue onder die soewereiniteit van die kroon van Groot-Brittanje en die administrasie van die Britse regering gebring is. Volgens historyuk.com het dit in die vroeg 16de eeu begin en na die Suez-krisis in 1956 begin afneem tot die oorgang van Hong Kong na China op 1 Julie 1997, wat grootliks die einde van die Britse Ryk uitgewys het. Ek neem graag die punt. Net vir duidelikheid, dink julle die opofferings of die koste regverdig die uitkomste van die Britse Ryk? Madam Speaker, ek verstaan nie heeltemal wat die agbare lid wil vra nie, maar die koste is duidelik die sleg en dan die regverdigheid daarvan is die goed, en dis juist presies waar ons debatteer, so ek sal wag vir ons hoofargumente in terme van daai vraag. Ek beweeg dus aan. Die term meer goed as sleg is dan ook 'n kernbegrip in vandag se debat en maak hierdie 'n waardeoordeelsmosie. Aangesien dit 'n waardeoordeelsmosie is, sê ons nie dat die Britse Ryk meer goed of noodwendig net goed gedoen het nie, maar as mens gaan kyk na die weegskaal, weeg die goed wat die Britse Ryk gedoen het meer as die sleg wat hulle vir die wêreld gedoen het. Die netto som dui dus aan dat hulle meer goed gedoen het. Die lakmoestoets vir meer goed as sleg is ook 'n alomvattende een in vandag se debat, waar na die Britse Ryk se ekonomiese, sosiale en politiese impak op die wêreld gekyk na moet word. Nou met die interpretasie afgehandel, gaan ek voort deur te antisipeer dat ons as die regering gaan sê, of dat ons as die regering antisipeer dat die oppositie gaan fokus op die K-woord die hele tyd, kolonialisme. Ons as die regering gee toe dat kolonialisme glad nie goed was nie en ongewenst was in ons wêreld. Maar selfs hierdie gegruwelike aksie het ook goeie goed vir die wêreld ingehou, soos die verbetering van gesondheidsdienste, die ontwikkeling van infrastruktuur, beter onderwys en groter voedselsekuriteit. Aldus die artikel The Case of Colonialism, gepubliseer op 6 Junie 2021 deur Bruce Kelly, 'n professor van politieke wetenskap van die Universiteit by Portland. Ek neem graag die punt. Is dit glad nie moontlik dat lande al wat voordele gekon getrek het deur handel en kontrakte nie, bewys aan ons asseblief dat dit slegs moontlik kon wees deur kolonialisme? Madam Speaker, wat die agbare lid aanvoer is dat dit slegs moontlik kon wees, of dat dit nie slegs moontlik is dat die Britse Ryk se invloed gelei het tot sekere positiewe impakte nie, maar dis nie waar ons moet debatteer op hierdie oomblik nie. Ons debatteer juist oor die feit dat die Britse Ryk 'n goeie positiewe impak in die wêreld gehad het. Veral as mens kyk na wat die agbare lid gesê het, die handel in die wêreld en wat gelei het tot meer globalisasie. Maar ek beweeg dus aan. Ons span se eerste hoofargument lei dat die Britse Ryk meer goed as sleg vir die wêreld gedoen het as gevolg van die deurslaggewende bevordering tot die wêreld se politieke stelsels, wetgewing en demokrasie.
Volgens die artikel The Ancient Constitution and Expanding Empire, gepubliseer in die British Law and History Review se derde uitgawe van 2003, verwys Dr. Daniel Hildebosch, professor van die reg en geskiedenis by die New York Universiteit, na die Westminster stelsel, die konsep van 'n grondwet, die tres politika of skeiding van magte, wat als kernpolitieke konsepte is wat die meerderheid van die wêreld se lande op een of ander manier geïnkorporeer het. En dit kom als van die Britse Ryk af. Wanneer mens spesifiek na wetgewing ook kyk, leer ons in die artikel The Jurisprudence of Emergency, Colonialism and the Rule of Law in die Universiteit van Michigan se regspers deur professor Nassar Harif, professor van administratiewe reg, op 5 Maart 2020, hoe kern-Britse konsepte, soos die oppergesag van die wet, of die oppergesag van die reg, en gelykheid, ook van Britse gemeenereg afkom, en hoe die Britse Ryk in lande soos Indië vroueregte drassies verhoog het, kindermoorde verbied het, en ook die verbranding van weduwees laat stop het, as gevolg van die wetgewing wat hulle in die tyd van kolonialisme geïmplementeer het in hierdie lande, lede van die huis. Die Britse Ryk kan verder volgens die artikel gesien word as die grootste aanvoerder van demokrasie in die wêreld, veral in lande soos die VSA, Kanada, Jamaica, Australië en Singapore. Daarom sê ons as die regering dat die Britse Ryk meer goed as sleg gedoen het in die wêreld as gevolg van die feit dat hulle grootliks die politieke en wetgewende raamwerke vir die wêreld geskep het. Hulle kan gesien word as die argitekte van hierdie politieke en wetgewende raamwerke. Alhoewel elke land dit self dan op sy eie kapasiteit, veral na die onafhanklikheid van hierdie land, verder gevat het. Ek neem graag die punt. Daarom spreek ons wil net uitwys dat ten spyte van die feit dat hulle hierdie stelsel daar gestel het, hulle met dekolonisasie hierdie lande in politieke chaos gelaat het en nie daardie stelsel in plek gehou vir die mense om daar te kan floreer nie. Hoe reageer hulle hierop? Die politieke chaos wat gelos is naderheid, het te doen met die verantwoordelikheid van die eie land om sy politieke stelsel wat vir hom gegee is deur Brittanje self vorentoe te vat. Maar die punt is, daar's 'n uitstekende raamwerk daarvan gegee deur die Britse Ryk aan hierdie onafhanklike land. So ja, dames en here, daarom sluit ek af deur te sê dat behalwe vir die demokrasie en die politieke en wetgewende raamwerke, gaan ons ook fokus op infrastruktuur en ook die verbetering van gesondheidsdienste en onderwys. En as gevolg daarvan sê ons dat die Britse Ryk, alhoewel hy met sy slag ook na die wêreld toe gekom het, meer goed as sleg vir die wêreld gehad het. God save the world from the Queen. Geagte speaker, lede van die huis. Met hierdie effens gewaagde wysiging van die Britse volkslied, wil ons as oppositie eenvoudig stel dat die Britse Ryk ongelukkig meer sleg as goed vir die wêreld was. Die Britte het aan ons 'n diens gelewer, maar dit was onnodig, te duur en die wêreld het die prys in die verkeerde rekening betaal. Nou hierdie stelling dat die Britse Ryk meer sleg as goed vir die wêreld was, is nie 'n ligte een om te maak nie, maar ons gaan dit substansieer aan die hand van die volgende argumente. Eerstens gaan ek self verduidelik dat vryheid en onafhanklikheid van state skep 'n milieu wat bevorderlik is vir menslike welvaart. Tweedens gaan ons adjunkleier verduidelik hoe die Britse kolonisasie gelei het tot maatskaplike, ekonomiese en politieke uitbuiting van nasies. En derdens, die wyse waarop Brittanje dekolonisasie uiteindelik beoefen het, was ook nadelig. Volgende gaan Rian die roemryke beskouing van die Britse Ryk illustreer en wys hoe dit nie die bose filosofie daarachter ongedaan maak nie. En dan laastens gaan die deurslaggewende argumente van die debat deur ons sweep uitgewys en ontleed word. Ek sal gou aanvaar. Maar as ek die 8 minute net genoem, wat een van hulle hoofargumente is dat hulle dat dekolonialisering van die Britse Ryk sleg is, maar ek wil dan vra, moedig hulle dan juist kolonialisering? Nee, goed, ons het nie gesê dekolonisering was sleg nie, ons het gesê die wyse waarop die Britte onttrek het uit die kolonies wat hulle geneem het, was onverskillig en tot nadeel van die mense. Hulle kon dit beter gedoen het. Dit is deel van die slegte nalatenskap van die Britse Ryk. Om nou aan te gaan tot die begripsontleding, wil ek hierby sommer 'n paar algemeen voorkomende denkfoute rakende hierdie mosie uitwys, dat ons nie vroeg in die debat op 'n sysboordjie verdwaal nie. Ons stem saam met die definisies van Britse Ryk en wêreld en so, en absoluut die kern soos uitgewys deur die eerste minister handel rondom die definisie van goed en sleg, en ons kan baie filosofies hieroor raak, en dit is eintlik nodig,
maar dit kom daarop neer ons moet 'n holistiese definisie hê. Byvoorbeeld om te sê 'n land het ekonomies gegroei is nie die som totaal van goed nie. Dit kon nog steeds slegter gegaan het met die land, die mense kon ongelukkiger gewees het en verskeie ander dinge. So ons moet die saak holisties benader en om te sê bloot dat iets goed gebeur het, of om te sê die Britse Ryk was goed, lê die las dat die Britse Ryk beter moet wees as 'n hipotetiese alternatief. Om dit anders te stel, ons kan nie die Britse Ryk met niks vergelyk nie, om te sê hier die Britse Ryk iets tot stand gebring en as die Britse Ryk nou nie daar was nie, was dit nie daar nie. Nee, as die Britse Ryk nie daar was nie, was daar of onafhanklike state of 'n ander wêreldryk of iets en ons moet kan uitwys dat die Britse Ryk goed was daarvoor of ten minste dis wat die regering moet uitwys. Dan 'n bietjie repliek op die vorige spreker. Die Britse Ryk is nie sinoniem met die ganse westerse beskawing nie. Dinge soos die oppergesag van die reg en ek weet nie wat nog als genoem is nie, is erfstukke van die hele westerse beskawing wat talle ander Europese volke insluit en wat deur eeue tot stand gekom is en wat nie net gekoppel kan word aan die Britse Ryk het dit tot stand gebring en gevestig in die hele wêreld nie. Dan wil ons maar net die waarskuwing lig dat ons nie die debatte rondgooiery van voorbeelde moet maak nie. 'n Voorbeeld moet holisties betrekking het tot die saak en 'n spesifieke argument substansieer. Dan beweeg ek aan na my hoofargument toe, naamlik die vryheid en onafhanklikheid van state skep 'n milieu wat welvaart vir die mensdom teweegbring. En spesifiek wil ons dit dan onafhanklike state as alternatief tot die Britse Ryk skets en uitwys hoe dit beter kon gewees het as die eeuwelange bestaan van die Britse Ryk. En daarna gaan ons ook uitwys hoe 'n volgende spreker ook uitwys hoe ander wêreldryke wel beter was en beter kon gedoen het as dit 'n hipotetiese scenario is. Ek haal 'n bron aan van Prof André Rodriguez Posey, ekonoom verbonde aan die London School of Economics. Hy plaas op 21 November 2014 'n artikel op die Wêreld Ekonomiese Forum getiteld Does Independence Make Countries Wealthier? En hierin skryf hy dat daar vandag 'n hernieude wil onder volke is om onafhanklik te word en hulself ekonomies op te hef en hy noem dan voorbeelde van Skotland en Katalonië. En ek wil hierby voeg dat dit nog net na ekonomiese welvaart verwys en ons wil nog hierby maatskaplike en politieke faktore en individuele welstand ook byvoeg. Ek sal dit sommer aanvaar, ja. Madam Speaker, op die punt van onafhanklikheid waarna die spreker verwys, wil ek hom uitlig dat voor die tyd van kolonialisme baie lande binne geveg gehad het en dat daar baie verskillende stamme byvoorbeeld in bewind was. Dink jy nie dat faktore soos die Britse Ryk dan juis gelei tot die stigting van onafhanklike en soewereine state? Nee, doodgewoon nee. Ek dink daar was ten minste eweveel binnelandse en buitelandse konflik met die Britse Ryk. Die geskiedenis van die Britse Ryk is doodgewoon besaai met oorlog. En ek wil op hierdie punt sommer ook uitwys dat 'n positiewe invloed van die Britte hoef nie noodwendig deur kolonisasie en deur die sterk magtige ryk teweeggebring geword het nie. Ons sien hoe onafhanklike lande handel dryf met mekaar en internasionale betrekkinge handhaaf om goeie wederwysige invloed te hê sonder dat die een heers oor die ander een. En dis nou wat die regering hier doen om te sê sien die Britse Ryk het geheers oor 'n ander land en 'n goeie invloed gebring, daarom was hulle goed vir die wêreld. Nee, maar die Britse Ryk sou goed gewees het vir die wêreld as hulle eie grondgebied bestuur het, ander lande onafhanklik gelaat het, maar op ander meganismes hul positiewe invloed uitgeoefen het. Ek gaan my argument in 3 stappe illustreer om te sê die vryheid en onafhanklikheid skep kulturele samehorigheid onder volke en nasies. Die kulturele samehorigheid skep 'n produktiewe bevolking en produktiewe bevolkings is welvarend en gelukkiger. Nou om dit so bietjie te ontleed, 'n volk wat onder 'n demoraliserende las van onderdrukking van 'n koloniale mag is, het nie die wil om mekaar so aan te moedig om die koers te bepaal waarin hulle land moet beweeg nie. Terwyl waar daar kulturele samehorigheid is onder 'n onafhanklike volk, is wanneer 'n volk sê, ons is ons eie baas, ons gaan 'n plan maak om hierdie land se koers te bepaal, om perspektief vir hierdie land te skep en dan ywerig voort te werk daaraan en sodoende die produktiwiteit en geluk van 'n volk en 'n nasie te bepaal. Ek moet ongelukkig aangaan. Om nog 'n bron aan te haal, wil ek graag die bekende Amerikaanse verklaring van onafhanklikheid parafraseer, wat in 1776 onder leiding van Thomas Jefferson opgestel is.
Dit lui as volg, of soos volg onder andere. In the course of human events, it becomes necessary for a people to assume the powers of the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. Nou, hoekom ek hierdie aanhaal, is om te wys op die inherente deug ook van onafhanklikheid. Hier word nie net gesê, omdat ons dink Amerika sal kan ekonomies groei as ons onafhanklik is, daarom staan ons sterk hier op en doen dit nie. Daar word spesifiek gesê, dit is 'n inherente deug vir 'n volk om te kan vry wees van 'n onderdrukkende owerheid. En dan ook is hierdie 'n voorbeeld van 'n land wat lank reeds gelede onafhanklik geword het en deur die eeue ekonomies gegroei het en vooruit gegaan het. Want ons sien die lande wat maar onlangs onafhanklik geword het van die Britse Ryk, is nog soos in Afrika lande minder ekonomies en maatskaplik opgehef. Hiermee sluit ek af. Rakende die ontleding van die moes op die tafel het ons nie enige geskille wat die verloop en die konteks van die debat gaan beïnvloed nie en ons stem saam met die politiese, sosiaal en ekonomiese maatstaf wat daar gestel is en ons gaan dit volg deur die res van die verloop van die debat. Dit bring my dan by die oppositie se tweede hoofargument, naamlik die destydse verwoestende gevolge wat die Britse kolonialisme uit 'n sosio-politiese en ekonomiese oogpunt gehad het en hoe die goed wat uit die Britse Ryk gekom het nie geregverdig kan word as ons daardie agtergrond gebruik nie. Professor Leander Heldring en James Robinson, beide assistentprofessors in politieke ekonomie aan die Kellogg Skool vir Bestuur, wys in hulle November 2012 navorsingsstuk Colonialism and Economic Development in Africa, a British Perspective, uit dat die Britte ongeveer $45 triljoen uit kolonialisme uit Afrika bereik het en dit op die rug van mense wat mishandel is en onder haaglike omstandighede moes werk sonder vergoeding en met uitbuiting. Hulle gaan verder deur uit te wys dat die lande wat deur die Britte gekoloniseer is en onder die Britse Ryk se beheer was, ekonomies agtergeblewe gelaat is en dat die gevolge daarvan vandag nog steeds daar te siene is. Hulle trek ook 'n parallel baie spesifiek tussen onontwikkelende lande en lande wat ekonomies sukkel en agtergeblewe is in die huidige omstandighede en wys baie spesifiek uit dat die geskiedenis van die Britse Ryk en die Britse kolonialisme baie duidelik daarin te sien is aan die ekonomiese agtergeblewenheid en dus nie geregverdig kan word die voordele wat daaruit gekom het nie. Ek neem 'n punt. Ons stem saam dat daar definitief ekonomiese slegte gevolge was, maar as mens kyk na die politieke stelsel raamwerk wat daar gelos is, die onderwys wat verbeter is in daai lande, die infrastruktuur wat agtergelaat is deur die Britse Ryk, voedselsekuriteit wat verbeter is. Dankie eerste minister. Okay, eerste minister, dankie. Dit was Dankie eerste minister. Ek gaan nou juist spesifiek in my derde hoofargument as ek na dekolonisasie gaan verwys, gaan ek juist verwys die politiese sisteme wat gebroken was en hoe die Britse dalk vir hierdie demokratiese sisteme gestaan het, maar nie in filosofie en in implementering self dit toegepas het nie. Kyk ons verder ook na die humanitêre aspek van die Britse Ryk, met spesifiek die boerkonsentrasiekampe, moorde en mishandeling en die verkrachting van Keniaanse burgers en die uithongering van mense in Indië, waar ongeveer 20 miljoen Indiërs aan uithongering gesterf het, as spesifiek enkele voorbeelde van die Britse Ryk se hantering van hulle kolonies, wat alle menseregte konvensies en menseregte wat daar gestel is, teengegaan het. En dus kan hierdie blaatante minagting van menseregte glad nie enige goed wat uit die Britse Ryk kom regverdig nie. Dit word bevestig deur professor Peter Carrari, verbonde aan die Departement van Sosiale Wetenskappe, aan die Departement van Sosiale Wetenskappe aan die Ontario Universiteit in sy 2018 artikel. The modus operandi of oppressing the savages, the British colonial experience, dat Britse koloniese burgers in haaglike omstandighede geleef het, moorde en verkrachtings en uitbuiting en blaatante wreedheid moes ondergaan. Sosiaal verwoestende gevolge is gesaai, waarvoor die Britse glad nie werklik verantwoordelikheid aanvaar het en vergoed het nie, en dit onder die dekmantel van ontwikkeling en uitbreiding, soos wat die regering probeer uitwys het. Die oppositie se derde hoofargument gaan dan fokus op dekolonisasie, die effek en vandag se gevolge daarvan, hoe hierdie lande wat kolonies was agtergelaat is na die dekolonisasie en hoe daardie impak vandag nog gevoel word as gevolg van die hand van die Britse Ryk. Madam Speaker, om aan te val op die oppositie se pogings, wil ek graag weet wat hulle dus te sê het oor die lande wat wel onder Britse beheer was, wat vandag van die sterkste en suksesvolste lande is.
terwyl 'n land soos Indië die 5de sterkste ekonomie in die wêreld het, 'n land wat sterk onder die Britse greep was. Ja, ons erken die wreedheid waarmee die ryk baie keer omgegaan het, maar vat vandag 'n tree terug en jy sal die groenigheid raak sien wat spruit uit daardie verskroeide aarde. Dis te danke aan die Britse ryk vir verskeie stimuli om te kon groei en ontwikkel tot waar die wêreld vandag is. Ek neem graag een van julle punte. Ons algemene waarneming oor baie van hierdie voorbeelde soos Kanada en Indië is dat die traject waarteen hierdie lande se welvaart toegeneem het, juis verhoog het na onafhanklikheid en die Britse ryk eerder as 'n rem daarop gedien het as wat dit veroorsaak. Agbare lid van die huis, ek wil spesifiek daarop let dat ons nie spesifiek kyk na net hoe die Britse mag of toe die Britse ryk in beheer was, dat daar moes slegs net daar moes goeie goed gebeur het nie. As ons nou vandag terugkyk, dan kan ons sien hier en daar begin al die ligkolletjies uitkom waar ons kan sien die goedheid sprei daar uit of die ontwikkeling as gevolg van hulle impak begin. En dis waarop ons fokus vandag. Ons voel steeds vandag van die aksies deur die Britse ryk wat gepleeg is, van die wrede aksies wat deur die Britse ryk gepleeg is, maar ons hou vol dat daar meer goed as sleg deur hulle gebring is. En hoewel ons nie in die ruigtes van vooruitgang en ontwikkeling noodwendig vandag al leef nie, is dit duidelik dat die Britse ryk die wêreld bemagtig het om wel daardie saadjies te kan water en dus is daar meer goed as sleg as ons vandag kan terugkyk. Waarom, agbare lede, bou ons dan steeds voort op verskeie stelsels, soos regstelsels soos Henry aangetoon het, en infrastruktuur, as die Britse ryk dit nie werklik implementeer het nie, soos wat die lede van die huis aangevoer het. Die feit dat 'n brandwond se letsel nog steeds op my arm sigbaar is, beteken nie dat hy my terughou om verder te beweeg nie. Ek neem graag jou punt. Madam Speaker, ek wil net graag uitwys dat daardie stelsels en daardie ontwikkeling nie noodwendig aan die Britse ryk spesifiek toegeskryf kan word, maar eerder aan die westerse beskawing se benadering teenoor dit en in vergelyking met die res van die land. Ons hou dus vol dat hulle baie van die beginsels en die raamwerk van hierdie stelsels ensovoorts vasgelê het, al was dit dalk op 'n wrede manier, waaruit daar nou groenigheid en goedheid kan spruit. Ek lewer dan graag my hoofargument, naamlik dat die Britse ryk 'n groot gelykmaker reg oor die wêreld was. Die ikoniese Britse prinses Diana is 'n skitterende voorbeeld vir die agting van gelykheid. Nie net treur die hele wêreld oor haar nie, maar kyk ons op na haar as Britse prinses se hart vir die wêreld en sy mense, ongeag die omstandighede en verskille teenwoordig. Ek gaan eers aan. Met Britse kolonies wat wyd en suid oor die wêreld versprei is, het verskeie voormalige onderdane van die Britse ryk na hulle verwys as die moederland. En het dit dus natuurlik gekom dat die onderdane na die Britse ryk verwys het wanneer hulle gedagtes gekeer het om 'n beter lewe vir hulle en hulle medemens te maak. En dus kan ons sien dat daar na die Britse ryk gedraai word vir verskeie positiewe gebeurtenisse en denkwyses. Volgens die webblad Britannica word Brittanje se besluit om die internasionale slawehandel in 1807 af te skaf en dit het regdeur sy oorseese gebiede in 1833 te verbied. Hierdie gebeure word nou gesien as een van die belangrikste handelinge wat die Britse ryk ooit onderneem het. Agbare leier van die oppositie, die feit dat die Britse ryk hierdie lyn voor slawerny getrek het soos wat Erns aangevoer het, het duidelike effek geskep soos 'n klippie op 'n dam water om die res van die wêreld wakker te skrik om te besef watter wreedaardige besigheid aan die gang is en dus is dit toe later stopgesit. Hieruit is dit duidelik dat basiese menseregte deur die Britse ryk in ag geneem is en die erns daarvan besef is. Dis was die gelykheid van die wêreld tog vir die ryk van belang en die slawerny as boos en verkeerd tot vandag toe erken. Adjunkleier van die oppositie, dis juis hier waar die Britse ryk daardie menseregte raak gesien het en besluit het om daardie slawerny stop te sit. Verder is dit grootliks te danke aan die Britse ryk dat Duitsland se wrede planne tydens die Tweede Wêreldoorlog gedwarsboom is. Volgens Dr. Amy Lloyd, 'n professor in navorsingsstudies van die Europese geskiedenis aan die Universiteit van Cambridge, in 'n artikel The British Empire van Mei 2015, het die Britse ryk tydens die Tweede Wêreldoorlog 'n kwart van die menslike populasie oor beheer gehad en 1/5 van die wêreld se landmassa. Dis tegnies gesproke was dit grootliks 'n wêreldwye poging onder leiding van die Britse ryk om Duitsland se aggressie te stop. Verder, Engels, alles Engels. Te danke aan, of dalk volgens studenteplein te wyte aan, die Britse ryk. Maar tog 'n onmisbare gelykmaker en kommunikasiemiddel is wêreldwyd versprei en aangeneem. Vandag is Engels die mees algemene taal in velde soos wetenskap, regsgeleerdheid, onderrig, handel, navigasie ensovoorts. Dis verskil ons van kultuur, geloof, waardes, maar kan ons verseker wees van wêreldwye deelname en interaksie deur hierdie gedeelde taal.
Volgens Joanna Liddell, 'n dosent in sosiale en industriële sielkunde aan die Universiteit van Warwick, skryf in die joernaal artikel van 15 Junie 2018, getiteld Gender and Imperialism in British India, dat die Britse Ryk het die ongelykheid van geslag in Indië gebruik om hulle doel van legitimiteit, regverdigheid en vrygewigheid van beheer uit te oefen, om sodoende verder die gelykheid onder hulle ryk te bevorder. Eendrag maak mag, Madam Speaker, en in die geval het die Britse Ryk se missie gelei om selfs die skending van vroueregte te herstel en gelykheid te bevorder. Let wel, agbare lede van die huis, hier staan ek vrou alleen in 'n debat van slegs mans. Dankie aan die Britse Ryk. Die stabiliteit van die Pax Britannica, wat die tydperk van relatiewe vrede was, waarin die Britse Ryk meeste mag verkry het die Ryk die kans gegee om sy omvang uit te brei. Voor ek afsluit, vat ek graag 'n punt. Nie meer nie. Goed dan. Of u dit wil erken of nie, 'n groot deel van die wêreld kan gelyk onder dieselfde kam geskeer word as ons kyk na die keerpunte, standpunte, sterkpunte en groeipunte wat die Britse Ryk deur die wêreld heen gestimuleer het. 'n Denkwyse en manier van standpunt en beginselvorming hou verband met die Britse Ryk se insette en draaipunte. Net soos prinses Diana wou doen en nie net wees nie, het die Britse Ryk op hulle manier kom doen vir die wêreld en sodoor maatstawwe gestel waar volgens die wêreld te werk kan gaan. Lank lewe die goeie groeipunte van die Britse Ryk. Goed. Daar het 'n doringboompie vlak by die pad gestaan, waar lange ossespanne met sware vragte gaan. En eendag kom daar langs 'n ossewa verby, wat met sy sware wiele dwars oor die boompie ry. Ek begin dus hiermee my gedeelte van die gesprek met Toesie se bekende gedig, Vergewe en Vergeet, wat as kommentaar gedien het op juis die Anglo-Boereoorlog en die kolonisme wat in Suid-Afrika plaasgevind het. So vandag gaan ek fokus op hoe kom die Britse Ryk, of in die geval die ossewa, die boompies plat getrap het. Dikwels word daar dus geroem oor die Britse Ryk. Verskeie ander vraelyste bevestig ook hierdie gevolgtrekking, as mens bietjie gaan Google. Maar die vraag wat ek wil vra is, hoekom roem hulle? Wat is die redes hoekom hulle roem? Want daar word verkeerdelik geassosieer met vooruitgang, soos wat ons posisie vir ons gewys het, die regering vir ons gewys het. Vooruitgang word as die hoofargument gebruik. Engeland self baat self nog steeds by hierdie Ryk. Dit gaan goed in die land, hulle infrastruktuur is goed, maar dit gaan goed. Hulle het nie rede om vrae te vra hoekom dit sleg is nie. En dan ook 'n belangrike een is misinligting. Op die negatiewe fokus en wil huil oor die verskroeide area ensovoort kolonialisme, maak dit hulle nie raak sien wat die vee is. Nee, okay. Ons sien die goeie raak, maar ons het ook 'n skaal waar ons sê dat dit is juist die slegter weeg nie noodwendig so beter as die goeie nie. Inteendeel, ons sê dit weeg eintlik slegter. Ons kyk dit nie net na tasbare goed vas nie. Daar's baie onderliggende dinge wat net so erg is. So daar word hier 'n glansvolle lens gekyk na die Britse Ryk. So basies wat ek gesê het is die menslike praktyke en hoe dat teen mense opgetree is, het meer erns gebring en dis groot koloniste en ernstige en soos die Britse Ryk suksesvol beskou word, is dis problematies. Kolonialisme. Ek is seker ek kan hierdie dingetjie vir ewig aanhou sing en dit herinner my so 'n bietjie aan ons oppositie hierso. Die punt is, hulle het dit gestig. Daai voordele is tans daar. Jy kan dit nie ontneem van die land nie. Dus weeg die voordele nog steeds swaarder as hierdie enkele kolonialisme punt van julle. Ek beweeg dan aan na ons adjunk eerste minister Ernst wat in ons tweede hoofargument duidelik uitgewys het hoe die Britse Ryk bygedra het tot globale infrastruktuurontwikkeling en die versterking van die industriële revolusie. Professor Jessica Ackerman skryf in haar tesis Edges of Empire 30 April 2015 onder die opskrif The Infrastructural Boom of Colonialism dat infrastruktuur se ontwikkeling 'n kenmerkende faktor van die Britse Ryk was. Ons lid van die regering Milda het in ons derde argument uitgewys hoe die Britse Ryk 'n groot gelykmaker reg oor die wêreld is. In die boek Language Policy and Language Planning, geskryf deur professor in taal en politiek Sue Wright by die Universiteit van Portsmouth, gepubliseer 2004 onder die opskrif English, From Language of Empire to Language of Globalization, skryf sy dat die Britse Ryk een van die grootste verspreiders van die Engelse taal was, die taal wat vandag as internasionale besigheidstaal gebruik word. Dit is 'n verskriklike groot impak wat kommunikasie reg oor die wêreld vereenvoudig, vergemaklik en sodoende globalisasie, soos wat ons adjunkleier of ons adjunk eerste minister uitgewys het, baie vergemaklik en vir baie lande
wat onder die Britse Ryk was, meer eenvoudig maak om te kan groei in die wêreld waarin ons vandag sien, bloot net omdat hulle kan kommunikeer. Ek gaan nie jou punt neem nie. Die lid van die oppositie het in sy toespraak gefokus op die roem van die Britse Ryk wat vandag nog gesien kan word in Brittanje. Hy het genoem hoe Brittanje vandag nog in die weelde van die Britse Ryk leef as ons kyk na infrastruktuur ensovoorts in die land. Ons sien egter dat die Britse Ryk weer eens in die koloniale lande infrastruktuur begin, geskep en onderhou het, soos wat ons duidelik uitgewys het met Ernst, ons adjunkleier van die regering. Dus lewe hierdie lande wat onder die Britse Ryk was, ook in die weelde van die Britse Ryk, want hulle het hierdie infrastruktuur vanaf die Britse Ryk ontvang. Agbare lede van die huis, ek vat saam. Hierdie huis glo dat die Britse Ryk meer goed as sleg vir die wêreld gedoen het, want die Britse Ryk se nalatenskap het groei stimuleer. Hierdie is duidelik vasgevang in ons argumente, naamlik die enorme impak van politieke stelsels en demokrasie deur die Britse Ryk, die enorme vooruitgang van infrastruktuur en die industriële revolusie onder leiding van die Britse Ryk en laastens die Britse Ryk wat die groot gelykmaker reg oor die wêreld is. Brittanje het aan ons 'n diens gelewer, maar die prys was onnodig, te duur en die verkeerde persoon se bankrekening inbetaal. Dames en here, die lid van die regering het nou gepraat dat Brittanje die land is waarop die son nooit gaan sak nie, maar ons nekke is rooi gebrand as gevolg van daai son en ons wens ons het sonskerm aangehad. Ek struktureer my toespraak soos volg. Ek gaan eers praat oor die 3 hoofpunte waar ons koppe gestamp het. Dan gaan ek praat oor die bewyslaste van elkeen van daai 3 punte. En dan gaan ek nou meer in diepte ingaan en bewys hoe ons daardie bewyslaste aan voldoen het en hoe die regering nie voldoen het nie. So in hierdie debat, ons kan vir ewig aanhou met voorbeelde oor wat hulle goed gedoen het en wat hulle sleg gedoen het. So dit is sinneloos om net die hele tyd voorbeelde te noem. Ons moet begin kyk na die kern hiervan. En ek is bly dat ons koppe gestamp het op 3 punte wat ons as oppositie sien, is die kern van hierdie debat. So dit is 'n 3-delige deel. 1, was Brittanje nodig geweest om al hierdie voordele wat ons nou in die wêreld sien te gehad het? 2, is die negatiewe effekte wat hulle gebring het om hierdie positiewe effekte te gee, as ons dit gaan opweeg, is dit die moeite werd geweest? En 3, is hierdie negatiewe effekte wat Brittanje aan ons gebring het, eie aan Brittanje? So net voordat ek jou punt gaan voor, gaan ek net gou oor die bewyslaste praat. So vir ons om hierdie debat te moet wen, moet ons bewys dat daar 'n goeie effektief die goeie effekte nog steeds kon gebeur het al het Brittanje nie bestaan nie. Ons moes bewys dat die kolonisasie onherstelbare skade gemaak het in hierdie lande en dat as ons dit op 'n weegskaal gaan plaas, weeg dit net slegs nie op nie. En dan moet ons kan bewys dat hierdie probleme uniek is aan Brittanje. Ek aanvaar. Wel spreek die agbare lid fokus heeltyd op wat alternatief kon gebeur het oor wat Brittanje gedoen het. Dis nie waar die debat gaan nie. Die debat gaan oor Brittanje het 'n klomp aksies uitgevoer. Is die aksies wat hulle gevoer het beter vir die wêreld of slegter vir die wêreld? Okay. So as ons as 'n oppositie kan bewys, dat daar 'n beter manier was om al hierdie voordele te bring aan hierdie lande, dan het ons bewys dat dit nie nodig was vir al hierdie geweld en brutaliteit nie. En dan beteken dit dat Brittanje regtig meer sleg gebring het, want hulle kon dit op 'n beter manier gedoen het. So kom ons kyk nou na hoe ons hierdie voordele kon gekry het sonder Brittanje. So ek gaan nou graag na my eerste bron toe. 'n Artikel geskryf deur James Robinson, 'n professor by Chicago se departement van geskiedenis, gepubliseer op 10 Januarie 2013 in Vox Europe se joernaal. Sê dat lande sou beter kon ontwikkel het as daar nie kolonisasie was nie, en hy gee 2 goeie redes hiervoor. 1, hulle sou meer van hulle eie natuurlike hulpbronne kon gebruik het om hulle eie ekonomie op te bou, en tweedens sou die lande nie so geskei gewees het soos wat ons sien byvoorbeeld in Indië en Pakistan het gebeur het sodra Brittanje onttrek het nie. So ons het bewys dat hierdie Britanniese hoe hulle hierdie lande gekoloniseer het en dan hoe hulle die lande gelos het die lande baie slegter afgelos. En ons kon hierdie hierdie goeie voordele gekry het sonder dat hulle daar gewees het, want as Brittanje nie hulle gekoloniseer het nie, sou hierdie lande van hulle eie uit beter infrastruktuur ontwikkel het en dan was dit nie nodig nie. Ek aanvaar die laaste punt. Agbare lid, dink nie hoe lank julle gaan huil oor julle rooi nekke en die feit julle nie sonbrandloon gesmeer het nie. Vat julle fokus daarvan af op die goeie goed wat die Britse Ryk wel gedoen het.
Goed, ek gaan sommer nou hier vir jou sê dat ons kan sien dat daar 'n party lande is wat wel aangebeweeg het van hierdie kolonisasie, maar ons het wel gesien dat hulle eers begin goed doen het sodra Brittanje uitgetrek het, soos Louis nou in die PVI gesê het. Soos byvoorbeeld India en Kanada as baie goeie voorbeelde daarvan. Ek gaan nie nog PVI's aanvaar nie. OK, nou kom ons by die hoofding van hierdie debat wat die weegskaal is. So nou moet ons gaan kyk na kolonisasie en dekolonisasie. Ons moet dit op 'n weegskaal gaan sit en dan besluit wat se weeg swaarder. So ons kan nou in die status quo op hierdie oomblik sien dat daar baie lande in Afrika is wat nou gehelp word deur eerste wêreldslande, wat hulle nie koloniseer nie, maar wat nog steeds hulle help om infrastruktuur te bou. En dit gaan nou goed in daardie lande. So nou kyk ons aan die teenoorgestelde. Nou kyk ons na lande wat gekoloniseer is en ja, hulle het nou infrastruktuur, maar hulle is die land binne-in is totaal al geskei van mekaar as gevolg van hoe Brittanje hierdie lande gelos het. So ons weeg nou hierdie twee lande op. Ek gee toe aan die regering dat dit sou langer gevat het om infrastruktuur in hierdie lande te bou en te ontwikkel as daar nie kolonisasie was nie. Maar as ons gaan kyk na wat gebeur het in kolonisasie, soos wat Ruben gesê het, weeg die prys net nie op nie. En as ons sien in die status quo vandag dat daar is lande wat kan ontwikkel, wat infrastruktuur kan hê, wat al die goeie dinge wat die regering heeltyd noem, kan hê sonder kolonisasie, sê ons dat Brittanje regtig nie goed was vir hierdie lande nie en nie 'n positiewe net effek gehad het nie. Dan het die regering gesê dat daar 'n goeie raamwerk gelos was vir hierdie lande sodra Brittanje uit hierdie lande uitgetrek het. Ons sê dit is glad nie waar nie, dames en here. Weereens as jy gaan kyk na byvoorbeeld India en Pakistan, hoe hulle wat gebeur het in hulle lande sodra Brittanje uitgetrek het. Ons kan ook kyk na Suid-Afrika. Die raamwerk wat Brittanje vir ons gelos het, het vir ons dekades se moeilikheid gegee. En as Brittanje nie hierdie lande gekoloniseer het nie, sou die lande kon ontwikkel uit hulle eie uit. So nou die laaste punt is, ons moet kan bewys dat hierdie probleme wat geskep is deur Brittanje eie is aan Brittanje en daarom sê ons dat hulle nie 'n net positiewe effek op die wêreld gehad het nie. So die regering het vir ons 'n paar keer gesê dis nie net Brittanje wat gekoloniseer het nie, maar ek haal graag my tweede bron aan. Artikel getiteld British Colonial Success, wat geskryf is deur Tanvir Rashid, 'n hoofouditeur in die Biblioteek van Inligtingswetenskap Netwerkjoernaal, wat op 7 Februarie 2022 gepubliseer is, sê dat Brittanje een van die mees suksesvolste lande was om mense te kan koloniseer. Hulle kon lande langer koloniseer as ander lande soos Frankryk en Spanje. Hulle kon meer natuurlike hulpbronne daaruit gaan. En as Brittanje nie bestaan het nie, sou die era van kolonisasie dalk baie vroeër geflop het as wat dit nou in die status quo gedoen het. So ja, ander lande het ook gekoloniseer, maar Brittanje is die hoofprobleem hierso. En as dit nie vir hulle was en hoe goed hulle ander lande koloniseer het nie, kon ons al baie vroeër goeie voorbeelde gesien het, soos wat in ons eerste spreker gesê het van hoe lande sodra hulle nie meer gekoloniseer is nie, dan gaan dit beter daarso. So dan wil ek ook gou noem, hulle het die hele tyd gepraat oor, daar is goeie wette ingebring en so maar hier en al die goeie positiewe effekte, maar ons het 'n groot probleem met hierdie argumente, omdat dit nie eie is aan Brittanje nie. Dis nie uniek aan Brittanje nie, dis uniek aan die westerse beskawing. En hierdie goeie goed wat Brittanje en ander westerse lande ingebring het, kon ook ingebring word sonder kolonisasie. Ja, dit sou langer gevat het, maar as ons daai weegskaal opvat, sal ons eerder 'n land verkies wat bietjie langer gevat het om te ontwikkel, as 'n land wat gekoloniseer is en dan gedekoloniseer is op 'n baie slegte manier soos wat ons tweede spreker gesê het. En dan het hulle ook geargumenteer dat dit Brittanje was wat die kolonisasie wegvat en slawerny geëindig het. Twee probleme met hierdie argument. 1, dit was hulle wat die probleem in die eerste plek geskep het. So hoe meer die regering hamer daarop oor hoe sleg slawerny en dekolonisasie was, hoe meer skiet hulle self in die voet, want dit was eintlik Brittanje gewees wat dit begin het. En tweedens, dis nie asof Brittanje net uit die goedheid van hulle hart uit dit gedoen het nie. Daar was baie politieke eksterne druk van daai kant af. So net om te sê Brittanje het dit weggevat, beteken nie hulle is noodwendig die held in hierdie storie nie. So ek sluit af. Brittanje het aan ons 'n diens gelewer, soos infrastruktuur om die westerse beskawing na lande toe te bring. Maar die prys wat ons betaal het is onnodig, want ons kon dit gekry het op 'n stadiger en meer vreedsame manier. Dit was te duur, want kolonisasie is iets wat ons as regering glad nie wou gehad het nie, of oppositie. En dan, dit was in die verkeerde bankrekening betaal, want Brittanje was nie die een wat dit moes gedoen het nie. Ek sluit daarmee af. Dankie. Dames en here, dit bring ons dan aan die einde van die finaal. Ons gaan gou die punte bymekaar tel. Julle kan lekker rustig kuier buite. Ons sal weer almal
inroep wanneer ons reg is om die aankondigings te maak. My naam is Nicoline, ek is die konsultant vir Dink of Sink, al die debatskompetisies vir die universiteite en die skole. Ek wil net baie graag 'n paar bedankings doen vandag. Vir net almal wat hierdie dag moontlik kan maak en spesiaal gemaak het. Vir eerstens wil ek baie dankie sê aan al die deelnemers wat al die pad gekom het, veral van Maties af, julle wat gevlieg het. Ek dink ons kan vir julle 'n groot handeklap gee want weet jy, hierdie kompetisie sou glad nie moontlik gewees het as die debatteerders nie was nie, want dan sou ons in stilte gesit het en vir mekaar gekyk het die hele dag. So ek dink ons kan sommer vir julle 'n groot handeklap gee. Baie dankie aan elke liewe een. En dan baie dankie aan elke ouer, vriend, familielid van die debatteerders en ook net ondersteuners wat vandag gekom het en wat net kom kyk het en regtig net sien hoe goed die studente regtig praat en hoe goed hulle vorder, want baie van hierdie studente het ek al gesien op die skole debatskompetisies van hoe hulle net regtig gegroei het en is regtig wonderlik om dit te sien. Dan wil ek baie dankie sê aan Anay van Pronk. Dink jy sy's hier nie, maar ja, en dan ook almal aan van Pronk. Dit is regtig so lekker gewees en al die lekker kos en drankies wat ons vandag kon geniet. Julle moet asseblief onthou as julle nog nie vir julle iets gekry het om te eet nie, daar is buite, so julle is welkom om vir julle te kry. En dan, ek dink ook die Marnay is hier nie, so dis bietjie weird ek sê vir mense dankie wat nie hier is nie, maar ja. Okay, baie dankie aan AfriForum Theater en AfriForum TV, Forum Nuus. En Philip wat op kort kennisgewing hier aangekom het, ek waardeer dit ongelooflik baie. Baie dankie dat julle elke AfriForum funksie regtig vir ons spesiaal maak en moontlik maak. Dit is regtig baie wonderlik. En dan aan ons beoordelaars. Julle is regtig wonderlik. Baie dankie dat julle julle tyd afgestaan het elke Dinsdag om na die debatteerders te luister en die debatte te beoordeel en net die entoesiasme en kundigheid wat julle agter dit sit is regtig vir ons wonderlik en ek dink almal van die debatteerders ook waardeer dit regtig baie. En dan wil ek graag vir Daniel, Helene en Alana vra om hier langs my te kom staan. Helene. En daar's jy. Ons 5de lid van die span is ongelukkig nie hier vandag nie, sy het 'n troue. Haar naam is Tanya. Okay, so ek gaan maar begin by Daniel. Daniel, ek weet regtig nie hoe ons hierdie sou doen as dit nie vir jou was nie, want ek voel nie ek of Alana weet regtig hoe om 'n loting of 'n onderwerp of enigiets uit te dink nie. So regtig baie dankie vir al jou moeite en ons het net ietsie kleins vir jou gekoop, so ek gaan net nou heeltyd op en af stap hierso. Hande klap gee vir Daniel asseblief. Okay, en dan aan Helene, sy is van Ritterspies ook, as enigiemand gewonder het. Baie dankie net vir al jou reëlings en net jou vriendelikheid en net dis lekker om net jou deel te hê van die span en net soos met al die administrasie en al die klein goedjies wat mense nie altyd aan dink nie, wat net so op ewe skielik, net soos nou jy ewe skielik net ingespring het en gehelp het, regtig baie dankie daarvoor. Okay, en dan laastens wil ek graag vir Alana Bailey, die hoof van kultuursake by AfriForum, baie dankie sê. Sonder AfriForum, soos Daniel, Anne Daniel, Tiaan almal weet, sou hierdie regtig nie moontlik gewees het nie, want AfriForum is dies wat hulle gehelp het om hierdie te begin en Alana, ons waardeer dit regtig baie jou toegewydheid tot dit om net die Afrikaanse kultuur, die taal en alles so voort te bou en net regtig te laat groei en ons waardeer dit regtig ongelooflik baie. Baie dankie julle. Okay, en dan, ek is nie die een wat die wenners gaan aankondig nie, so julle hoef nie opgewonde te raak nie, maar ek het goeie nuus. So, julle almal is welkom om hier na 'n gratis drankie, alkoholies, nie alkoholies, wat ook al julle wil hê, te geniet, en dan is julle baie welkom om na die tyd by Buffelsfontein te gaan kuier, is altyd lekker vir enigiemand wat 'n Buffelsfontein brandewyn geniet, dit is die plek om dit te kry. So ja, nou gaan ek oorgee aan Daniel. Nicoline, dankie en ek wil net ook van ons kant af dankie sê vir jou want jy sê dit is nie moontlik sonder ons nie, maar hierdie kompetisie is werklik nie moontlik sonder jou nie. Jy's die een wat die hele organisasie van
dink of sink hanteer. So ons waardeer dit verskriklik baie en dat jy debat in Afrikaans op skole vlak, op universiteite vlak so gesond en lewendig hou. Ek onthou nog 6 jaar terug toe ons begin het hiermee, toe is hierdie debat ding nog vir jou vreeslik vreemd en nie. Ek was 19 gewees toe ek begin het. Ek het geen idee wat was debat nie. Ek sit net daar. En nou weet jy. En nou kan dan niemand 'n debatskompetisie so vinnig reël soos jy nie. So baie dankie vir dit. Goed, julle, ons het so 'n paar toekennings vanaand. Ons gaan begin met die individuele sprekers toekennings en dan sal ons later by die spanne uitkom. En ek gaan sommer weer eens nie doekies omdraai nie en net dadelik wegspring. Ons eerste individuele prys wat ons vanaand gee is vir die beste prys as taalgebruik, of eintlik ons praat maar van retoriek in hierdie geval. So die van julle wat die punte staat mooi deeglik gebestudeer het, sal sien daar's 'n hele afdeling wat punte net gegee word vir jou retoriese vaardighede. En hierdie jaar gaan daardie nou moet ek dit weer onthou. Dis taalgebruik, nee, is nou met taal. Goed. Retoriek. Ja, retoriek. En daardie prys gaan aan Ernst Pieterse. Goed, en dan die prys aan beste navorsing gaan aan die spreker wat nie net die beste navorsing gedoen het nie, maar wat op die beste wyse die navorsing geïnkorporeer het in sy of haar argumente en dit aangewend het, en daardie prys hierdie jaar gaan aan Waldo Pinaar. En dan die laaste prys van beste spreker, wat regtig volgens my nog 'n gesogte prys is, 'n prys wat al vir jare in universiteitsdebat baie beteken, en hierdie jaar gaan daardie prys aan Henry van der Westhuizen. Dames en here, en dan kom ons by die spanpryse uit. Ek gaan die wenner van die 3de, 4de debat aankondig. Daar's ongelukkig nog nie vir julle trofeetjies nie, maar ons wil tog vir julle erkenning gee, want julle het absoluut pyk gevaar in hierdie debatte. En dit was al deur die hele uitloop rond is maar vreeslik nalskraap. En die wenner van die 3de, 4de plek debat hierdie jaar was die span van Universiteit van Pretoria. Baie geluk aan julle, ons is baie trots. Wel gedaan. Goed. En dan kom ons by die lekker vuurwarm finaal wat ons gehad het. Net om vir julle sommer 'n bietjie te vertel hoe hierdie punte werk. Ons het 7 beoordelaars en wat ons doen is al 7 vir hulle puntestate in, dan vat ons die hoogste punt van elke span, gooi daai punt uit, vat die laagste punt van elke span, gooi daai punt uit en dan tel ons die 5 wat oorbly. So met ander woorde, ons sit met 'n punt uit 500 op die ou ende. Nou om julle net hier te sê, die wenspan het op die kop 400 punte uit 500 gekry. En die naaswenners 394,67 punte uit 'n moontlike 500. So dit is regtig naalskraap en verskriklik naby. Ek gaan die wenners aankondig en dan vra dat die naaswenners lank na vore kom en gee ons vir hulle die pryse en dan sal ons aan die einde die wenners se pryse gee. Die wenner van die wenspan van die 2022 AfriForum Universiteite Dink of Sink debatskompetisie is die span van die Noordwes Universiteit. Studenteplein, julle kan asseblief na vore kom om julle pryse te kom ontvang.
Julle kan maar kom asof julle hier na vore nooi. Alright, dames en here, baie dankie. Dan net as 'n laaste woord van my kant af, dis vir ons so groot voorreg om hierdie kompetisie aan te bied. Dis vir ons heerlik om julle almal hier te verwelkom. Dit's lekker om weer 'n kompetisie in persoon te kan aanbied. En ek wil graag die studente van al die universiteite aanmoedig om terug te gaan na julle kampusse toe. Gaan sorg dat debat in Afrikaans aktief is op julle kampusse. Gaan sorg dat julle interne kompetisies hou, dat dit voortgaan, dat julle diskurs in Afrikaans gesond en lewendig en divers hou en dat julle elke jaar na hierdie kompetisie toe kan kom en regtig die room van Suid-Afrika kan verteenwoordig. Ons waardeer die tyd wat julle agter die skerms insit. Ek weet julle doen ongelooflik baie moeite om behoorlik voor te berei en te oefen en ons sien dit raak. Ons sien hoe die gehalte elke jaar verbeter en regtig net ongelooflik goed is en ons waardeer dit baie. So gaan terug, wees leiers daar by julle universiteite en dan sien ons julle volgende jaar vir 2023 se Dink of Sink kompetisie. Dankie julle.